Vanoggend wil ek graag so 'n bietjie met jou gesels oor 'n tema of 'n onderwerp wat eintlik maar baie skaars is in die wêreld waarin ons leef, en dit is natuurlik nederigheid. Nederigheid is 'n ding wat maar baie skaars is. Sê Langehoven het op 'n stadium geskryf: ek is so nederig dat ek trots is op my nederigheid. Ek is so nederig dat ek trots is op my nederigheid. Nou goed. Mag dit so wees as ons na die Bybel toe blaai. Ek dink daar in Spreuke 22 vers 4 wat so mooi sê: wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is eerste, sê Markus. Daar uit Markus 10 vers 31. Jakobus skryf weer en hy sê: onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Jakobus 4 vers 10. Petrus skryf weer: wees almal eengesind, medelyend, liefdevol, goedhartig en nederig. Daar uit sy eerste brief, hoofstuk 3 vers 8. Mag ons vandag bid dat die Here ook vir ons mag seën met nederigheid, en dat hy ons mag bewaar teen die hoogmoed wat dalk soms ons lewe mag bekry. Kom ons bid en word vir 'n oomblik saamstel. Here, ons Here, dankie vir ons saam wees. Dankie dat ons mag hoor dat iets soos nederigheid regtig in die lewe van 'n gelowige belangrik is. Here, en daarom mag ons vra, mag ons so bid met die woorde van Pieter Marshall wat sê: Here, wanneer ons verkeerd is, maak ons gewillig om te verander. En wanneer ons reg is, maak ons maklik om daarmee saam te leef. Here, mag ek hard probeer om daarna te streef om nederig te wees. Mag die Gees my lei wanneer ek die gevaarligte ook van hoogmoed moet raak sien. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê, en mag jy nederig wees. Mooi bly.